Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantal en hier is ons weer terug. Ons het laasweek gepraat oor 'n profetiese tydlyn in 'n mens se lewe en in jou lewe en in my lewe. En ons weet nie altyd wanneer dit profeties is, want dit voel vir my ek gaan afdrand en in die meantime gaan ek opdrand in die gees. En ek wil vandag vir ons as kinders van die Here sê, een ding wat ons moet begin doen en leer om te doen is om dinge eers in die gees te kyk en dan moet ons die dinge, wil amper sê, assess in die vlees in. Want wat ons doen is baie keer, dan is ons so gefokus op wat hier gebeur, hier op die aarde gebeur, dat ek mis eintlik wat die geestesrelm vir my probeer sê en gesê het. En nou is ons by 'n plek waar ons so baie moet leer, want ek wil amper nou sê, ek moet gereprogram word, if you know what I mean. Ek moet my brein moet heeltemal anders begin funksioneer, because dit wat ek gedink het is nie eintlik so nie. Hoe ek die ding gehad het, is nie eintlik hoe dit moet wees nie. En die Here wil vir ons in die nuwe inbring, maar die nuwe wat hy ons wil inbring, het te doen met 'n nuwe mindset. Die Bybel sê, our minds needs to be renewed. Ons gedagtes moet vernuwe word. En omdat ons baie keer nie goed verstaan nie, is omdat ons kyk dit in die vlees aan. Ons kyk goeders aan en ek sien die ding nog net soos wat hy hier is, en in die meantime is dit nie eens die helfte van wat dit is nie. Is nie eens naby van wat ek dink nie. Dit is soveel groter, is soveel verder, is soveel dieper as wat dit is. Maar ek en jy kan nie altyd die diepte daarvan sien nie, want ons kyk dit op die vlees. En die seisoen wat die Here ons nou inbring is, dat die Here nie nou inbring nie, wat ons altyd wou ingehad het, is om gees eers te lewe, dan kom ons in die vlees in. En wat ek eintlik wil sê is, ons moet eers dinge kyk vir wat dit is in die gees. Onthou ek het 'n paar weke terug gesê, of laas ek dink, het ek genoem dat, toe my broers getrou het ek hulle eers gesien trou in 'n droom, basis in die gees in, en toe trou hulle in die physical. Wat beteken, daai troue het al klaar gebeur, is only a matter of time, dat nou sien ek eintlik, maar hier manifesteer wat in die gees in was. En baie keer wat ons mis is, die Here praat met ons deur drome, die Here praat met ons deur visies, maar ons kan nie lekker die ding verstaan nie. So nou is ons hier waar ons sê, maar Here, U is 'n waarmaker van U woord, U is 'n waarmaker van wat U sê. Die Here sê nie 'n ding en hy doen dit nie. Wanneer hy dit gesê het, gaan hy dit back up. Hy gaan die ding moet manifesteer. En ek dink dit is waar ons baie keer ons mis die ding, because why? Ek kan nie wag nie, want of ek wil die ding ryp druk, soos my ma gesê het. Jy wil 'n ding ryp druk. Jy kan nie iets ryp druk nie, want as jy 'n perske vat en jy druk op hom, hy kan sag word, maar beteken nie is ryp nie. So jy kan hom sag druk, jy kan 'n avokado miskien sag druk, maar hy het nog nie die volle smaak gedevelop as jy hom sag druk nie. En dit is wat ons baie keer doen. Ons wil 'n profesie ryp druk. Ek en jy wil iets hê. Die Here wys jou, die Here sê jy gaan trou. Nou die eerste beste man wat nou hier aankom, is sommer hy nee. Partyke kom iets net verby jou, dat jy kan begin 'n lewendig word. Ek praat van in die gees in, en dan stuur God jou vir Isak, en al wat nou verby gekom het, is nie noodwendig Ismael nie, maar dit is nie hy nie. Maar ons kan nie altyd in die gees inlees nie, of ons verstaan nie altyd in die gees nie. En die Here sê, kom ek train julle 'n bietjie, kom ek train jou 'n bietjie, waantoe ek wil hê jy moet gaan. En is baie belangrik, because why? Ons moet leer om te wag. En mense, ek is een van hulle wat nie wil wag nie. Jy en ek wil nie wag nie, want God se tyd werk nie op ons se tyd nie. So God kan vir jou sê, in a little while, that's in a little while 20 jaar. En omdat sy tydsberekening is soveel verskillend as wat ons is, maar die tydsberekening van God lyk baie keer lank, maar is actually absoluut op tyd. En ons sien dit met die woord van die Here, waar God vir Abraham sê, jou descendants, jou nageslag, gaan in exile gaan in slawerny ingaan vir 400 jaar, net vir hulle om uit te kom na 430 jaar. So dat is 30 jaar wat daar bygekom het, wat 'n mens nie kan verstaan wat daar gebeur nie. En ek en jy het God se woord verander. Nee, God se woord bly dieselfde. Al wat gebeur is, ongehoorsaamheid baie keer
verleng ons 'n proses. Ongehoorsaamheid verleng die proses wanneer ek en jy moet uitkom en doen wat God wil hê ons moet doen en in die plek kom wat God gereed het vir ons. En ek wil vandag praat oor 2 Samuel hoofstuk 24 waar Dawid die altaar terugkoop. Dawid praat met 'n profeet en die profeet sê vir hom, hy is asof Dawid nie weet wat om nou te doen nie en die profeet sê vir hom, jy moet gaan en kom ek lees dit vir julle, ek gaan dit in Engels lees. Hy sê, then Gad the prophet came to David that day and said to him, go up and set up an altar to the Lord on the threshing floor. En hy sê vir hom, jy moet 'n altaar opsit op die dorsvloer sodat jy kan bid. En Dawid sê, maar hoorie so, ek kan nie net iets opsit nie, ek moet dit terugkoop, want as niks wat ek vir God kan gee nie. 2 Samuel 24, jy moet asseblief lees, is die einde van 2 Samuel, is die einde van die boeke van Samuel. Wat Dawid sê, maar ek moet die dorsvloer moet ek terugkoop. Ek moet die dorsvloer moet ek terugkoop, maar ook nie moet ek dit terugkoop nie. Ek moet dit, ek wil dit nie net hê nie, ek wil dit terugkoop. En onthou net Rut se ouma, Dawid se ouma grootjie is Rut. So wat hy sê is dat wat hier gebeur, onthou ek het gepraat van 'n profetiese tydlyn. Dawid koop 'n dorsvloer met 'n altaar op, want dit is die dorsvloer was geïntroduce deur sy ouma grootjie Naomi wat die mother-in-law was van Rut. Rut het geboorte gegee aan 'n seun met Obed wat by Boaz wat Obed was. Obed was die pa van Jesse. Jesse was die pa van David. David was die pa van Solomon. So as jy nou kyk na David, Obed, David, Jesse, Obed, Boaz. You understand what I'm saying? Is 3 generasies op. So sy ouma grootjie, David se ouma grootjie wat Rut was en natuurlik Naomi was. Naomi het vir Rut gesien na die dorsvloer toe en daar het wonderwerke gebeur en die taal van die dorsvloer en die taal van die altaar praat in die bloedlyn in van Dawid. So Dawid kom in hoofstuk 24 van 2 Samuel en hy sê, maar ek kan nie net die dorsvloer vat nie. Ek moet hom koop en ek moet 'n altaar opsit. En dit is omdat dit in sy bloedlyn is. Mense, kom ek sê vir jou, dat is goed in die boek van Rut wat gebegin is. Daar was nie voor dit lees ek nie in die Bybel dat daar 'n dorsvloer was nie. Maar toe Rut op die prentjie kom, toe is daar 'n dorsvloer. Toe Rut in die picture inkom, toe word daar dorsvloere genoem. Wat beteken daar was iets in Rut se tyd gebegin wat nie voorheen daar was nie. En dit is wat ek 'n paar weke terug gesê het. Ons is die generasie wat goeders begin. Ons is die generasie wat dorsvloere establish. Ons is die generasie wat weer op altare bid. Ons is die generasie wat weer praat. 'n Paar weke terug het vir julle genoem. Toe praat ons op ons altare. Toe praat ons met die klip op ons altare. Want kom ek sê vir jou nou, Abraham het gesterwe, maar sy altare het gepraat. As a matter of fact, dieselfde plek waar Jakob gedroom het die aand dat hy sê die engele kom af en hulle gaan op en hy sê ek was nie teenwoordigheid van God en ek het nie eens geweet nie. Die Bybel sê daai area daar was waar Abraham sy oupa 'n altaar gebou het. Wat beteken een van die klippe kon maklik 'n altaarklip gewees het en het gedroom op 'n altaarklip. So mense, moenie 'n altaar onderskat nie. Moenie dink, hoekom dink julle sal demoniese mense wat die duiwel aanbid, hoekom bou hulle altare teen jou? Want 'n altaar praat. En 'n altaar het 'n generasie language. It's got a generational language. 'n Altaar stop nie praat nie. 'n Altaar praat. Ek kyk vandag na my eie lewe. My ouma Eva het gebid dou jare in Oostal en hulle het op altare gebid. Die altare praat vandag nog in ons lewens. Ons is vandag, we are recipients of altar prayers. So jy en ek moet in ons huise moet ons altare hê, my mens, wat enige demoniese altaar oorskry. Enige woord wat negatief is oor ons lewe, hy moet dit oorskry in die naam van Jesus. So ek en jy moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, ek bou vandag 'n altaar. Ek bou soos Dawid gebou het. En die Bybel sê toe uit Genesis 12 uit, toe Abraham uitkom, toe bou hy 'n altaar en hy bou 'n tweede altaar. En op die tweede altaar het hy gebid, hy het danksegging gegee en het geprys op die altaar. Hy het 3 goed gedoen want die Here God het hom gebring
in 'n nuwe plek, in 'n nuwe land, in 'n nuwe, ek wil amper sê, nie amper, dit was 'n nuwe lewe wat Abraham ingekom het, is iets wat hy nie geken het nie. En baie keer moet ek en jy net daai stap in geloof doen. Ek het dit 2 weke terug gepreek, ek gaan dit nie nog weer noem nie. Maar wat ek jou wel wil sê is die belangrikheid om op 'n altaar te bou. Nou kan jy miskien sê, maar Chantel, wat is 'n altaar? 'n Altaar is wanneer jy klippe kry en jy bid daaroor en jy sê, Here, ek establish 'n altaar in my bloedlyn. Ek rig op 'n altaar in my kinders se lewens. Ek noem klippe en ek roep hierdie kinders se name voor U en ek bid dat hulle toekoms, Here, sal opgerig word in U naam. Hulle toekoms, Here, hulle sal gesament word in die huis van die Here as die vyfvoud. Do you understand what I'm saying? Ek en jy kan nie, jou huis kan nie 'n altaar het nie. Jy moet 'n altaar in jou huis hê. Jy moet klippe hê wat jy opbid en sê, Here, want dit was wat gaan Google 'n bietjie wat is 'n altaar. Gaan Google, want weet jy wat, ons lek baie keer, want ons het nie die generasie blessing vorentoe gevat nie. Ons het net gedink, ag, dit is hoe dit moet wees. Nee, as jy 'n generasie is van evangeliste in die familie, dan moet uit jou moet 'n evangelis kom. As jy 'n profeet het, dan moet daar 'n profeet uit jou uitstam. As jy 'n sieners is, moet daar 'n siener uit jou uitkom. As daar dromers is, dan moet daar dromers uit jou uitkom. So dis wat ek sê, die generasie blessing moet extended word in ons lewe. Dit kan nie net stop by jou en by my nie. As a matter of fact, dit moet begin by my en by jou. Hierdie nuwe ding wat die Here doen, moet begin by my en by jou. En Dawid sê, toe die siener vir hom sê, die profeet vir hom sê, maar jy moet kom die Here wys, jy moet 'n altaar bou. Jy moet 'n altaar bou. Toe sê wat, toe die persoon wat nou weet hoe dit vat. Vir Dawid vat toe sê, jy kan hierdie threshing floor kry, jy kan die dorsvloer kry en jy kan die altaar kry. Dawid sê nee, ek moet iets vat. Ek wil dit koop. Is asof hy verstaan, Dawid verstaan, wat is die betekenis van hierdie dorsvloer storie? Wat is die betekenis van hierdie altaar storie? Want sy ouma Rut het op die dorsvloer gelê die nag toe sy vir sy oupa grootjie vra om te trou. So hierdie dorsvloer het binne in Dawid ingepraat. Dit was nie 'n storie wat Dawid net gehoor het en het gehoor het. Nee. Dit was 'n binne in sy gees storie. Dit was 'n storie wat hy gevoel het, maar die Here is met my. Do you understand what I'm saying? Die Here is met my. En omdat die Here met hom was, het hy gesê, maar ek kan nie die ding beleef nie. Ek moet die waarde van dit wat ek weet in my bloed in, moet ek terugkoop. Dus Dawid was iemand gesê het, what shall I render unto you that doesn't cost me something? Vir God, wat sal ek aan u gee, wat my nie 'n prys gaan kos nie. So wat die Here wil hê is, en wat ek en jy moet verstaan is, dat ek en jy moet verstaan die waarde van waarmee jy te doen is. Jy het te doen met ewigheidswaarde. Weet jy wat, my ouma ek het julle nou dag gesê, my ouma het 49 jaar gelede gesterwe, maar die altare waarop sy ons name genoem het, nie my naam nie, my pa se naam, want ek was, as a matter of fact, ek was 'n jaar oud toe my ouma gesterf het, maar onthou net, op daai stadium van die geveg, sy nie noodwendig net spesifiek vir my gebed en vir my gebid, nee, sy het vir haar kinders gebid en vir haar kinders se kinders gebid, wat beteken, my naam, of het nou physically genoem was of nie, my naam was genoem op 'n altaar wat vandag nog praat. Nou gaan nie my vrou, nou waar is die altaar? Nie met dierbare, ek weet nie, maar iewers in jou wil lê 'n klip wat my naam op het. Iewers in jou wil lê 'n klip wat iemand gebid het op, en iemand het gepleit, iemand het in 'n pakkamer, soos julle laasweek gesê het daar iemand gebid, en die echo, die weergalming, die weerklanking van die gebede, moenie dink omdat iemand anders die huis gekoop het, dat jou gebede staan nie meer nie. Nee, my dierbare, dit is in die atmosfeer, en God is 'n antwoorder van gebed, en baie keer sal jy sien, goed is gebeur in ons lewe, wat jy sê, ek het al vergeet van hierdie goed. God vergeet nie, my mens. Hy sê, ek is die kenner van die hart en ek is die toetser van die niere. Kom ek sê vir jou vandag, God vergeet nie. God vergeet nie. God vergeet nie die gebede wat ons vir hom gegee het, vir ons lewens, vir ons kinders nie. En Dawid sê, listen to this, Dawid sê, ek wil die dorsvloer, ek moet dit koop, en ek moet 'n altaar daar opbou, dat die plaag van die mense vanaf kan kom. Hy sê, ek weet wat ek moet doen. Ek moet 'n dorsvloer koop, en ek moet 'n altaar daar opbou, want hy weet, toe sy ouma Rut op daai dorsvloer kom, en het haar hele lewe verander. Haar lewe het verander, en
destiny het verander. Onthou net, Rut is in die bloedlyn van Jesus. So Dawid is die bloedlyn van Jesus. So Dawid het 'n ander tipe taal geverstaan, 'n taal wat nie met woorde baie keer gesê word nie. Baie keer moet jy net lê en huil op die dorsvloer. Baie keer moet jy net lê en wag op die Here. Baie keer moet jy net sê, Here, wat is dit wat U vir my wil sê? Wat is dit, Here, wat U aan my wil openbaar? Wat is dit, Here, wat U aan my wil gee op hierdie tyd van my lewe? Baie keer kan ek vir jou iets sê. Baie keer gaan dit deur 'n seisoen wat jy net sit wanneer jy bid. Jy kan omtrent nie bid nie, want jou siel praat 'n taal wat jy nie eens kan uiter met jou mond. Jy gaan dit weer sê. Baie keer sit jy op jou in jou gebedskamer of op jou knieë of jy lê of jy sit en dit is asof jy actually net nie kan bid nie. En as jy bid, maar dit kom nie by jou mond uit nie. Verstaan nie wat ek bedoel? Dit kom nie dat jy sê ek bid nou soos wat ek nou hier praat nie. Baie keer is dit 'n intieme, diepe gebed wat eintlik nie eens by jou mond kan uitkom nie, want dit voel, dit maak nie sin wanneer dit by my mond uitkom nie. Dit maak nie eens sin nie. You know what I mean? Dit maak nie eens sin nie. So ek en jy moet vir die Here vra, Here, wat is my taal in hierdie seisoen? Is dit 'n huiltaal? Is dit 'n stilweestaal? Is dit 'n praattaal? Is dit 'n leetaal? Is dit 'n wag? Wat is dit? Wat is dit waar ek myself bevind op hierdie tyd van my lewe? Ons kom uit 'n tydperk uit 'n gemeente waar ons op die dorsvloer was en ons het God vertrou vir interne veranderinge. Interne veranderinge in die sin van dat my bloedlyn, soos ek julle vertel het, moet verander binne in my. Ek kan nie meer loop met 'n bloedlynvloek wat op my lewe was nie. Ek kan dit is nie die plan van God vir my lewe nie. Dis nie die plan van God vir jou lewe nie. En nog 'n ding is die bloedlynvloek moet breek, want ek is onder die bloed van Jesus. En as ek onder die bloed van Jesus is en ek verstaan wat die altaar beteken, dan enige demoniese altaar wat in my naam opgerig was of teen my praat, hy moet af, hy moet gebreek word, my mens. So elke ding wat teen ons praat, hy moet gebreek word. En Dawid het verstaan, hier's 'n altaar wat moet opgerig word, wat moet terugpraat na my ouma Rut toe. Hierdie altaar moet saampraat. Kan ek julle iets vertel? Ons gaan in Julie maand het ons 'n GPS, dit is 'n Global Prayer Summit en ons het vir die 3de jaar, hierdie jaar het ons die Global Prayer Summit en die Heilige Gees het dit vir my gegee toe ek in Amerika was 2 jaar terug. En wat dit basies beteken is, we're getting the bride ready to pray for the coming of the Lord Jesus Christ. Ons bid Jesus terug, ons bid hom, ons wil huis toe gaan, mense, ons wil nie nou meer hier wees nie. En ek wil nie huis toe gaan om iemand, omdat die president sê dit, en hierdie president sê dit, en dit is nie waar, ons wil na die Here toe gaan, omdat ons met ons bruidegom wees. En ek gaan Ghana toe in Februarie maand, of in Januarie maand, gaan ek Ghana toe, want ek wil 'n plek gaan kyk, waar gaan die Global Prayer Summit wees. En een van die pastore van Ghana sê vir my, daar's 'n plek wat hy my wil gaan wys. Nou moet jy weet, onthou net, baie keer en praat mense in Afrika, nie soos ons praat, dis nou met 10 minute ry, in die meantime is dit 1 uur en 'n half se ry. Anyway, ons ry toe, en ons gaan kyk toe waar daardie is 'n Prayer Mountain. My mens, het is 'n plek. As jy nou kyk in die Kaap, Tierkop of Tierberg of wat ons dit nou noem, het is baie groter as dit. En op die hele kop, die hele berg is 'n retreatplek, 'n plek waar mense kom en net God aanbid. It's called the Prayer Mountain. So ons kom daartoe om te bid. Ons kom om te bid. Dit is waarvoor ons kom. Nou kan ek julle sê, ek het nie geweet presies waar dit is nie. Die GPS het ons obviously vir my gevat en dan my vriendin waar ek was en die drywer want hy het ook eens geweet en hy is purebred Ghanaian, maar hy het nie geweet waar dit was. Hy was nog nooit daar nie. Hy het al gehoor daarvan, maar hy was nog nie daar nie. Mense, nou gaan ons na die Prayer Mountain toe. Kom ek sê vir julle, ons kom nou, daar is 'n draai. Ons is nou basies 10 minute weg van die Prayer Mountain af. Maar kom ek sê vir julle, ons kom by 'n plek waar ek hoor in my gees begin ek krap, want ek voel, hier's iets in my gees in. En kom ek sê vir jou, ek sê vir hulle in die karren, die Prayer Mountain is hier, ons is in die area, ons is in die atmosfeer. Toe ons, sonder om te weet want die GPS is sag gesit, dat hy kan het hoor, want is 'n drywer wat ons ry. En het is nie nou loud nie, maar ek sê vir hulle in die karren, mense, die Prayer Mountain is hier so. Hier's 'n altaar wat binne in my beweeg. Ons is in
in die vicinity van die plek. Mense, toe ons die dryf vat, toe ons by die plek. Hoekom? Want binne in my is 'n altaar wat praat met 'n altaar. Dis eintlik wat ek jou wil sê. Daar kom 'n plek in 'n mens se lewe wat 'n altaar in jou opgestaan het. Jou lewe is gebed. Jou lewe word gebed. Jou lewe is gebed. Dat wanneer jy in die vicinity kom van gebed, dan moet alles binne in jou beweeg. Alles rondom jou, in jou gees, in jou mens wees. Jy weet sommer, ek praat nou met 'n bidder, ek praat met 'n intercessor, ek praat met 'n man wat goed in die atmosfeer skuif vir God se omhalwe, vir God se plan, vir God se rede, vir God se plan om te manifesteer. Toe ons in 'n area kom, 'n mens, ek voel en ek, woe, hier is ons nou. Het was die 100 jaar die druis af, toe sit hy berg hier so. Mense, maar ek ry in 'n altaar vas. Man, hy altaar, hy klippe staan so hoog, soos die dak. Ek sê vir myself, Here, waar bevind ek my vanmôre? Maar luister, toe maak hy plek so van gebed. Jy kan letterlik voel, hier het wonderwerke gebeur. Hier het die Here mense ontmoet. Hier het sake verander. Woe! Nou, ons gaan jullie man soen toe my mens. Ons gaan bid. Totdat jy weet jy bid. Ons gaan bid totdat jy voel, hier's die ding. You know what I mean? Jy moet hom voel in die atmosfeer en dit is wat die Here wil doen vir jou en vir my. Jy moet 'n altaar binne in jou opgerig word. Jy moet 'n altaar binne in jou opstaan. Jy moet 'n altaar in jou staan dat jy weet, o mense, ek voel die Heilige Gees. Dat jy weet, gebed is in my DNA. Gebed hardloop deur my bloed. Gebed is wie ek bekom en my mens. Jy laat niemand vir jou vertel, daar's 'n sekere manier om te bid. Jy bid tot God. As ek moet 8 ure bid, dat ek kan nou, nee, ek impressie vir jou nie. In my binnekamer is ek besig om met God te praat. En in die eerste plek, wat in die binnekamer gebeur, sal in elk geval die buitekant gewys word. So ek het nie nodig om jou te impress nie. Laat ek in my binnekamer inkom en met die God van die eeue praat. Wat die buitekant gebeur, sal die evidence wees wat aan die binnekant gebeur het. Mag die Here jou seën. Ons is so excited vir die Global Prayer Summit. My mens, ons gaan Ghana toe. Mag die Here jou seën. Ghana is 'n land van gebed. Ja, daar is ander goedjies ook, maar is 'n land van gebed. Nou, ons gaan om te join in die gees in met 'n land van gebed. Mag die Here jou seën. Mag die Here julle aanraak. Mag die Here hierdie seisoen van jou lewe gebed in jou wakker maak, soos nog nooit van tevore nie. Mag die Here seën. Selfe plek, selfe tyd volgende week op Kruiskyk.